Goeiemiddag. In hierdie aflewering van die evangelie, ons reeksie oor die evangelie, wil ek graag 'n baie kontroversiële dalk stelling maak as 'n titel, en dit is dat God se wraak, God se woede, is sy liefde in aksie. Ons het so gewoond geraak aan 'n evangelie wat basies vir ons sê dat God is verskriklik kwaad vir ons. Dit was God se woede wat gedemonstreer is toe Jesus aan die kruis gesterf het. Nou hierdie siening kom, ek glo, uit die dwaling van Arius af, die Arianisme, wat die menslike wil ook baie beklemtoon, en ek dink dis ook waar die klem vandaan kom, dat dit ons geloof wat ons red. Ek sê natuurlik, dit was Jesus se geloof wat ons gered het. Dis wat God uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld as die metode van redding. Want die mens kan homself nie red nie. Ook nie sy geloof nie. Dis alleen die geloof van Jesus Christus. So, ek het reeds verwys na die Grieks filosofiese invloed en die dualisme wat daarmee gepaard gaan. Dualisme beteken, jy weet, om alles te skei. So hemel is goed en rein en pragtig, maar aarde is sleg en boos. Gees is goed en heilig, vlees is sleg. God is goed en rein, ver van die mens is sleg en boos. So dis hierdie tipe dualisme wat ook ons teologie en ons evangelieverkondiging ongelukkig beïnvloed het. Waar Arius en die Arianisme gesê het dat, jy weet, eintlik hierdie hele idee van 'n penal substitutionary atonement. Ek dink die Afrikaans is iets soos 'n strafvervangende versoening. So Jesus is in ons plek gestraf. Ons hoor dit so dikwels. Jesus is deur sy Vader as ware gestraf, geslaan, doodgemaak in ons plek. Ons het die dood verdien. Jesus het in ons plek kom sterf. Daar's 'n element van waarheid in, maar dit is eintlik baie ver van die waarheid af. Athanasius, wat geweldig teen hierdie Arianisme geveg het in die vroeë kerk, het onder andere gesê dat God het mens geword sodat die mens God kan word. Die sogenaamde theosis, wat 'n begrip is, theosis is die Grieks vir vergoddeliking. So, die vleeswording van God, die menswording van Jesus, was om die mens weer op te lig na 'n posisie waar ons in die geselskap van God kan wees, waar ons as ware goddelik kan wees, waar ons seuns van God kan wees. Nie dat ons ooit regtig God die skepper kan wees, daar's net een God die skepper, en dis Yahweh, in en deur sy seun Jesus Christus, die Logos en die Heilige Gees, maar ons is deelgemaak in God se liefde, ingesluit in hierdie wonderlike familie, hierdie gemeenskap van Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus se kruisdood was dus nie om God tot bekering te bring nie. Dis baie keer ons die evangelie verstaan, en hierdie penal substitutionary atonement, dat God het as ware bekering nodig. God moes sy siening rondom die mens moes verander word. Jesus het nie gesterf om sy Vader sy siening rondom die mens te verander nie. God en Jesus die Vader en Jesus was altyd een in hulle missie, in hulle sending om die mens weer terug te bring na God. God het nie 'n bloeddorstige element in hom gehad ten einde. Dis nie dat God eers bloed moes sien sodat hy die mens nou weer kan aanvaar nie. Die Ou Testament maak dit baie duidelik dat die bloed is gegee vir die mens, nie vir God nie. Die bloed spreek van lewe, goddelike lewe. Die bloed van 'n onskuldige wese wat moes vloei, sodat ons daardie lewe kon ontvang. Jesus moes sterf sodat hy in ons gemors, in die diepte en in die realiteit van ons doodwees kon inkom en daaraan 'n einde bring en om ons te bevry daarvan. Jonathan Edwards het 'n beroemde preek gepreek, wat ek glo berus het op hierdie penal substitutionary idee, en hy het dit genoem
angry sinners in the hands of an angry God. En ja, dit was baie effektief geweest om mense te laat uitkniel en te laat vrees vir hierdie verskriklike God en die straf wat ons gaan kry. Maar jy weet, sulke tipe herlewings is altyd tydelik, want dit is nie gebaseer op waarheid nie. Die waarheid is eerder that God was in the hands and was killed by the hands of angry humans, angry, demon-inspired. So, dit is die mensdom wat in sy woede en in sy demonies geïnspireerde haat vir Jesus aan die kruis, vir God aan die kruis laat sterf het. Kom ons antwoord gou hierdie vraag. Wie het vir Jesus doodgemaak? Nou die skrif is baie duidelik daaroor, ek gaan vinnig deur 'n paar hardloop, want die tyd loop. Matteus 12 vers 14 sê, daarop het die fariseërs uitgegaan en saam raad gehou teen hom, sodat hulle hom sou kan ombring. Van die begin af wou hulle hom dood hê. Dit nadat hy 'n man op die Sabbatdag gesond gemaak het, die man wie se hand verdor was, en hy hom op die Sabbatdag gesond gemaak het. Dan lees ons in Johannes 5, en so kan ons aangaan. Johannes is vol van hierdie idee, vers 16 tot 18, en dit het weer gegaan oor 'n man wat deur Jesus gesond gemaak was op die Sabbatdag in die tempel. En hieroor, vers 16 van Johannes 5, het die Jode Jesus vervolg en probeer om dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. Jy sien, godsdiens is nie verdraagsaam teenoor goeie werke nie, teenoor dit wat reg is nie. Selfs die genesing van 'n man wat sy lewe lang verlam was, siek was nie goed genoeg nie, want hy het ons reëls oortree. Hy het die godsdienstige reëls oortree wat hulle geglo het van God kom. En Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en met God gelyk gestel het. Johannes 8 vers 56 sê die volgende: dit was heeltyd die fariseërs godsdiens wat Jesus wou doodmaak, en godsdiens maak nog steeds God se ware gesandte, God se ware apostels en profete dood, op verskillende maniere, nie altyd fisies nie, maar hulle reputasie, hulle bediening ensovoorts. Johannes 8 vers 56. Jesus sê vir die Jode by geleentheid, Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien. En hy het dit gesien en hom verbly. Toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie en u het Abraham gesien? Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. I am. Jy sien, toe hulle dit hoor, toe weet hulle, hy stel homself gelyk met God. Hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. En so kan ons aangaan, daar is 'n hele klompie sulke teksverse. Ek wil eindig met Matteus 20, lees gerus Johannes 11 vers 47 tot 53 ook. Johannes 11 vers 47 tot 53, ook in Johannes 10 sê Jesus by geleentheid, niemand vat my lewe nie, ek sal dit self aflê, ek lê my lewe self af. En ons sien hoe hulle hom by verskeie geleenthede wou stenig van 'n afgrond wou afgooi, en dan stap hy net eenvoudig tussen hulle deur. Want die tyd was nog nie daar nie. Jesus het self besluit wanneer dit God se tyd was. Matteus 20, ek wil net daarmee afsluit, voordat ek die laaste paar gedagtes lees, want ons gaan alweer na 10 minute toe. Maar hierdie is so 'n belangrike onderwerp, dat mens kan hom eintlik ook nie maar net afjaag nie. Matteus 20, vers 17 tot 19. Mens moet baie tyd vat eintlik om hierdie saak heeltemal te deurtrap. Daar is 'n toren van God wat in die Bybel genoem word, maar ons moet nie deur mekaar raak met dit wat op die kruis gebeur het, dat dit 'n uitdrukking van God se toren. Nee, dit was 'n uitdrukking van sy liefde. Die enigste toren wat hy teen gewaarsku het, ook in sy liefde, wat hy gesmeek het by sy volk, was die Ou Testamentiese Israel, die ou verbond volk wat nie hulle Messias wou aanvaar nie, en eventueel het hulle die prys daarvoor betaal in 70 na Christus. Maar selfs dit was nie God in sy woede nie. Dit was net eenvoudig die logiese konsekwensie van halsstarrigheid, rebelsheid en ongeloof van die Joodse volk, en 'n vervulling van hulle eie
stelling dat sy bloed maar op hulle en hulle nageslag kan neerkom. Matteus 20 sê Jesus vir sy disippels die volgende, vers 17 tot 19. En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die 12 disippels op die pad alleen geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes, en hulle sal hom tot die dood veroordeel, en hom oorlewer aan die heidene om hom te bespot en te gesel en te kruisig, en op die 3de dag sal hy opstaan, want sy Vader se liefde gaan hom opwek uit die dood uit. Jy sien, dit was nie God, die Vader wat sy seun gestraf het in ons plek nie. Dis nie God wat bloeddorstig was nie. Dit was nie God se woede wat Jesus vasgespijker het in die kruis. Dit was die mens se woede. Dit was die mens in sy verlorenheid en rebellie wat Jesus vasges, wat God doodgemaak het in Jesus Christus. God, die Vader, was in sy seun Jesus Christus toe hy gesterf het in die kruis. God het die mens reeds met homself versoen, selfs voor die grondlegging van die wêreld. Maar die mens wou dit nie aanvaar nie. Jy sien, God se woede en God se wraak is altyd teen dit wat sy skepping bedreig. Dis sy donderslag nee teen alles wat sy beeldskap in die mens en in sy skepping wil vernietig. Dink aan die woede van 'n moeder. Dink aan die optrede van 'n ouer, 'n liefdevolle ouer, wanneer haar kind bedreig word deur 'n dier, deur 'n slang, deur wat ook al. Een van my manne na wie ek graag luister, Dr. Baxter Kruger, vertel die verhaal van toe hy 'n klein seentjie was en hy speel in die agterplaas. En hy is besig om te speel en skielik gaan daar die agterdeur oop. Kombuisdeur oop en sy ma storm daar uit en sy kom reguit vir hom. En hy wil nog sê, maar ek het niks gedoen nie, wat gaan aan? En sy gryp 'n graaf, of wat sy ook al gegryp het, en die volgende oomblik slaan sy 'n slang dood, wat agter hom was, wat hy nooit gesien het nie. Dis die woede, dis die liefde van God in aksie. O, ons dien 'n groot God, ons dien 'n wonderlike Papa, 'n liefdevolle Papa, wat vir ons lief is, en so lief is, dat hy tot in ons diepste gemors ingekom het, tot in ons diepste skande ingekom het, as vlees, as mens, en vir ons bevryding kom bring het. O, prys die Here. Ek groet u.